My pa. Vir 30 jaar lank het ek gedink my pa is 'n boemelaar op die strate van Kaapstad. Vir die laaste 10 jaar van sy lewe het ek gereeld Kaap toe gery. Ek het op daai stadium in Pretoria gebly. En dan het ek by my oudste sussie daar gebly en vir haar gevra, weet sy waar pa is? En sy het gesê nee. Vra ek vir haar, waar het sy hom laaste gesien? Sê sy nee. Weet sy iets van hom? Nee, net dat hy 'n boemelaar iewers op die strate is. So ja, ek het geglo my pa se boemelaar. Ek het op daai stadium in Pretoria onder andere as motiveringsspreker gepraat en dit was vir my regtig waar niks snaaks om van die verhoog af te sê dat mense sukses hang nie af van waar jy vandaan kom nie, want my pa was 'n boemelaar. Op 'n dag kry ek 'n oproep van Jackie. Jou pa is in 'n motorongeluk gewees. OK, dink ek. So, bel Jackie my 3 dae later weer en sê jou pa's oorlede. Dit het my 'n redelike rukkie gevat om tot verhaal te kom en ek het haar toe teruggeskakel en gesê, OK Jackie, wie is jy en hoe weet jy wie is ek? En Jackie het my vertel dat sy en haar man Pieter is die pastoorspaar op Sarepta. Dit is die kleerling woongebied net buitekant Kuilsrivier of deel van Kuilsrivier en dat my pa by hulle gebly het in 'n Wendy agter hulle huis want hy wou nie indring maak op hulle gesinslewe nie. En ja, sy het hom baie goed geken en hulle wil weet of hulle hom maar kan begrawe daar op Sarepta. En ja, ek het ingestem en na 'n paar dae vir Jackie laat weet dat ek gaan begrafnis toe kom. Of ek hom nou geken het of nie, ek kom begrafnis toe. In die Kaap aangekom is die eerste ding wat ek gedoen het, is ek het na Jackie toe gegaan en gesê, Jackie, asseblief, vertel vir my. Nou moet ek vir julle sê, toe ons in Sarepta aankom, was daar 'n verskriklike samedromming om die kar gewees en by Jackie se huis gewees. En 'n wit vrou is nou maar obviously bang gewees. Maar Jackie het vir my gesê, hierdie mense is net so ongelooflik dankbaar vir julle kinders. Ons was 4 kinders gewees van my pa. En ek kon dit glad nie verstaan nie, maar julle gaan nou hoor wat het gebeur. Ons was toe nou by die begrafnis gewees, die aand voor die tyd dra hulle die kus in die huis in en maak die kus oop. Ek en my kinders het hom toe vir die eerste keer gesien. Onthou, ek het my pa laas gesien toe ek hier in Sub A was, toe ons uit die Kaap uitgekom het, toe hy en my ma geskei is. Ja, dit was baie traumaties geweest, baie traumaties. Die volgende oggend is my pa se kus op manne se skouers kerk toe gedra, want hulle het gevoel omdat hy nooit 'n geleentheid wou hê nie, wat ek nou oor sal praat, gaan hulle hom dra tot by die kerk. By die kerk aangekom, het Jackie hulle aangedring dat ons heel voor moet sit, want ons is die eregaste. En ek het nie soos een gevoel nie. Julle, daar was honderde mense in die kerk gewees. Daar was soveel dat meeste buitekant moet staan, want daar was nie plek binne nie. Hulle het luidsprekers buite gehad. Soos die gewoonte is, as hulle klaar die preek gedoen het, kry mense dan geleentheid om huldeblyke te lewer, wat seker vir omtrent 3 ure aangehou het, wat ek ongelooflik dankbaar voor was, want dit is hoe ek deel van my pa geken het. Mense het opgestaan en gesê, my pa het oralsheen geloop. Hy het 23 na 28 bestemmings gehad, hy was elke dag dan nommer 1, dan nommer 2, en dan begin hy weer van voor af, wat hy sekere roetes gestap het van Sarepta af, soos byvoorbeeld Suidpunt toe, of Stellenbosch toe, en hy het sulke borde om sy lyf gehang gehad, wat hy vir mense dan vertel het, om hulle self te bekeer, en hulle lewe weer tot God te wend. Daar was 'n vrou gewees wat getuig het van hoe sy eendag by 'n robot gestop het en sy was op pad huis toe, sy gaan nou haar lewe beëindig.
En my pa het aan die oorkant by die robot gestaan, hy het sy vinger opgelig vir haar geskree en gesê, vrou, God ken jou hart, hy is lief vir jou, moenie doen wat jy wil doen nie. En ja, sy het nie haar lewe geneem nie. Hy het 'n vrou met 'n bakkery se lewe so aangeraak, dat sy het elke oggend, want die bakkery was naby waar hy verbygeloop het, seker gemaak het dat hy koffie en ontbyt het. Daar was 'n man met 'n reeks Bybelboekwinkels wat vertel het toe my pa gereeld daar kom gesit en gesels het met die mense wat in die boekwinkel was en met hom gesels het, advies gegee het, hoe hy vir my pa kom kuier het in die Wendy. Daar was 'n sakeman met 'n klomp sleutelwinkels wat net so gereeld vir my pa kom kuier het. Daar was soveel mense wat se lewe hy aangeraak het, wat 'n verskil kon vertel het van wat hy gedoen het. Hy het byvoorbeeld nooit, maar nooit, of dit nou sneeu, haal of reën of wat ook al, 'n geleentheid saam met iemand gevat nie. Hy het gesê, ek moet my roete stap, want ek weet nie wie God op my pad sit nie, en wie se lewe ek moet aanraak nie. Ek dink op hierdie stadium moet ek net sê, ek het my suster vergewe, vir wat sy aan my gedoen het, dat sy my pa van my weerhou het. Ja, en dat sy die hele tyd geweet het waar my pa is, en dat sy hom geken het, en dat sy vir Jackie hulle goed geken het. Sy het eintlik presies geweet waar hy is en wat hy doen. Maar ja, dit het 'n lang tyd geneem, dit was nie 'n maklike proses nie. Vir my was die wonder gewees van die hoeveelheid mense wat op sy begrafnis was, van alle kleure van die reënboog, wat daar wou wees, want hy het niks gehad nie. Hy het regtig niks gehad nie, en ek gaan foto's hierby aanheg, dat julle kan sien. So almal wou daar wees, en hy het in elke ene se lewe 'n verskil gemaak. My pa is op skouers gedra tot by die graf ook, want hulle het ook gevoel dat, omdat hy nooit wou loop nie, en in 'n kar wou ry nie, gaan hulle hom loop tot daar. Ek het na die tyd my pa se Bybel geneem, wat hy laaste gelees het. Daar's verskriklik baie aantekeninge gemaak, en soos die mense van die Bybelgenootskap gesê het, het hy gereeld, daar kom hulle aanspreek oor goed wat hulle in die Bybel verander het, en wat uitgelaat is. Dit was 'n groot ding vir hom. So sy Bybel is vol sulke merkies, sy Bybel is vol teksverse wat vir hom belangrik was. Ek het sy Bybel van hoek tot kant deurgelees meer as een keer, en dit is hoe ek my pa leer ken het. Ek het hom leer ken vir wie en wat hy in die Bybel was, wat hy in God was, wat hy sy lewe volgens gelei het, en hy het dit met passie gedoen. En ek hoop ek het van my passie by hom gekry. Die mense daar het gedink, ons is eregaste, want ons het hom gelos om sy werk te doen en hom nie geplan nie, en hom nie na ons toe wou gebring het nie. Dit het nie vir my aanvanklik so gevoel nie, maar nou voel ek dat dankbaar, dalk was dit goed, dat my suster my van hom weerhou het, want ek sou dalk nie om daar gelaat bly het nie. Maar ek is vandag dankbaar vir my pa, en wat hy in my lewe gedoen het, en wat hy vir my beteken het.